Ek sê weer, dis goed om in die huis, so goed vir ons. Die Here is so goed vir ons. Dis nie baie oortuigend nie. Ek sê weer, die Here is baie goed vir ons. Maar wanneer ons by mekaar kom, dan beloof ek die Here en sê, ja, prys hom. Goeie Here, goeie dank. En as niemand so by nie, wanneer ons by mekaar kom om die Here te vereer en die Here te kan loof en prys, dan ervaar ons sy teenwoordigheid. Een van die predikers skryf daarop, of hy sê daar op Facebook, hy sê, as jy enige iets te doen wil hê, en die grootheid van wie God is, en jy die teenwoordigheid van die Here beleef, dan begin om Jesus te verhef, en begin Jesus te verhoog, begin Jesus te aanbid, begin Jesus se naam uit te roep en te besing. As jy wil hê dat die Here moet reageer op jou gebede, begin Jesus se naam te noem, begin Jesus te prys, begin om sy naam te vereer en groot te maak. Dan wanneer jy sy naam groot maak en hom vereer, dan beloof die Here Jesus sê, dan sal ek nader aan jou kom. So wat ons wil bewys vanmôre, wil niks bewys, ons wil kom vertel van die grootheid van wie die Here is. Ons wil net vir Helen en vir David hierdie week gelukwens met hulle verjaarsdag en Estel Woensdag en Linda Tromp en dan Merinda Bly vir hulle verjaarsdag wat nou voor lê. As julle hier is, kan julle gou staan asseblief. As julle hier is, julle wat verjaar, dis net David wat staan. Dankie David, mag jy uitgeseënde verjaarsdag. Hy staan daar agter soos 'n stout seun. Want hy sê, hy wil liefde so stil vir ja, dan hoef hy nie koekel oral rond te dra waar hy kom nie. David, mag jy geseënd wees, mag die hand oor jou wees, mag die goedheid en guns van God jou deel wees in die wonderlike naam van Jesus. En dan is ons so opgewonde ook, want ek kry nou alles duplikaat nou hier bo op die slide, so lyk my dit gaan ons nog veel maande, jullie maand het, maar ons die 28ste, die manne by inkoms, die manne braai, is Die 27ste. ja, oké, ek gaan nou na kom. Allemaal speel ek met die 27ste, nee, ek gaan na kom. Dus die 27ste, maandag die 27ste, kan ek vra dat ons opkom, dat weet RSVP hoeveel manne kom, want laas keer het die pap dit net gemaakt, en as jy wil pap hê, moet jy daarom vir ons sê hoeveel manne gaan kom. Prys die Here. En dan is daar 'n paar ander aankondigings. Die 19de Julie is Dewald met ons, Dewald Gous. Hy sal die oggenddiens saam met ons hier wees. Moet dit nie mis nie, want jy gaan 'n awesome tyd van lofprysing en aanbidding hê. En dan die 25ste Saterdag 6:00 die oggend is die manne bidure. En na vandag se preek sal jy sien hoe belangrik is dit vir jou om een oggend 'n maand af te staan en die aangesig van God te kom soek vir 'n tyd soos nou. Sê bietjie saam met my, vir 'n tyd soos nou. Amen. Ek het nog nooit gesien dat die vyand die huis van God so aanval soos hy nou doen. Want die biddes het minder geword. Die biddes het minder geword. Die mense wat gebed ken sal sê, dit is so, jy kan sien, die vyand kry dit reg om ons te laat dink alles is okay, en dan wanneer jy wakker word, dan is jy in 'n krisis, en daar's niemand om jou wat vir jou bid nie. Daar's niemand om jou wat vir die Here vra, Here, dink aan my broer, dink aan my suster, behalwe die huis van God. Come on. Ons het gesê, 'n rukkie terug, die 27ste maandag aand is die manne braai. Manne, is lekker om te eet, is lekker om ontbyt te eet. Het ons klomp manne by mekaar, maar vanmôre moet jy die erns van jou saak vat na jou huis toe. En vir jou sê, die Here sê, ek staan verantwoordelik vir my huis. Dat Here, ek gaan begin te bid. Nou, almal kan nou klippe gooi en sê, pastoor, ek weet, jy weet, ken nie die prys van brandstof nie, ons kan nie ry, ek praat oor 1 dag 'n maand.
een dag, een oggend 'n maand, om by mekaar te kan kom en die aangesig van die Here te soek. Ja, maar jy weet nie wat nie, jy weet, ek weet niks. Al wat ek weet, jy gooi jou huis oop vir die vyand. Jy gooi jouself oop vir die vyand. En nou het ons 3 belangrike afsprake in die toekoms hier. Ons het die 19de Julie het ons vir Dewald wat 'n seën gaan wees. Dan die 7 en die 8ste van Augustus maand het ons 'n geestelike spiritual gathering or a fuel fire gathering wat hierdie kerk, die AGS kerk, aangebied gaan word by die Ugu saal hier agter in Gamalaki, net voor Gamalaki. Nou ek weet al die broers en ek gaan nie Gamalaki toe nie. Ja, ek sê nie jy moet Gamalaki toe gaan. Ek sê dis die sportsaal net voor Gamalaki. Die forums is daar agter wat jy invoer en sê jy gaan. Dis 'n R100 se inskrywing om daar te kan wees. En ek sal waardeer as jy net saam met my die Vrydag aand sal gaan. Ek gaan die Vrydag aand, ek sal my R100 betaal vir die Vrydag aand. So ek sal waardeer as mense hulle namens van meeskryf om saam met die pastoor daar te wees. Want die hele streek gaan daar wees. Die ouens kyk uit om te sien, het ons 'n kleurprobleem of het ons 'n aanstoot om met ander kleuriges is. Die vorm is hier by my. Ek gaan my mooi vroukie vra om daar agter te kan sit, as julle wil, julle name net gou daar in te skryf. En dan die 4de tot die 6de September, broers en susters, ek vra dat julle sal saamwerk, al gaan jy net vir die een aand, ja, ons gaan huweliksuitdenking ook. En is dit jou huweliksuitdenking? Nee, nie myne. Okay. Ek check net op. En dan die 4de en die 6de September maand is die Mighty Men's. Mighty Men's by Natal Hoërskool. En die voorreg wat ons het om daar te kan wees dat die hoof het die skool oopgegooi vir ons en vir ons gesê dat ons kan daar vir 'n klein bedragie vir die Mighty Men kan ons daar wees. En ek wil die manne aanmoedig, alweer die manne, wil ek julle aanmoedig om saam te gaan na die Mighty Men toe. Wat is die rede daarvoor? Ons wys ons eenheid, ons wys ons liefde vir mekaar, en ons wys dat God het 'n doel met ons, om daar te kan wees. Kom maar. So dat 'n oproep op die manne op die oomblik. En my preek vanmôre sal jy hoor dat daar is 'n intensiteit wat besig is om te gebeur reg oor die wêreld. Kinders van die Here loop weg van hulle geloof af nou. Kinders van die Here sê, ek het probeer, maar dit was nie vir my die moeite werd nie. Kinders van die Here kom tot 'n plek en hulle sê, hierdie stryd is vir my te veel. Maar die kinders van die Here wat in die huis van God woon, elke Sondag hier en die woord kom hoor, hulle sak nie uit nie, want daar is hoop in die woord van God vir sy kinders. Kom aan. En daar's hoop in die Here vir sy kinders. Hy het gesê, die regverdige sal nie teneergedruk word nie. Hoekom? Want hy is in sy sorg. Ons is in sy sorg. Kom vanmôre. Kom vanmôre met 'n oop hart. Kom vanmôre met 'n verwagting en sê, Here, laat u woord met my praat. Here, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos dit in die hemel is, dan so ook op die aarde sal wees. Kom kerk, roep my vanmôre en sê, dit is die moeite werd om op die Here te kan vertrou. My vertroue op die Here te kan sit vanmôre. My hoop is nie in mense nie. My hoop is nie in goed nie. My hoop is nie in geld nie. My hoop is in die Here. Want as ek die Here het, het ek alles gekry wat ek wil hê. Want hy is my versorger, hy is my helper. Hy is my Here en my verlosser. En die kinders van die Here sê, Amen en Amen. Kom ons staan saam. Kom ons. Huweliksherdenkings. Jan en Brenda vir die 15de.
Jan Willem en Die nuwe man. Janine se huweliksuitdenking en dan my vrou gaan nou Are Basie voor as ek nie nou die nuwe man. Die 7de is Leslie en Marine Dalbroek en dan Abel en Louis, julle is ver in die jaar, so ons sal julle onthou laat in die maand van Julie. Maar as ek nie nou gaan ophou, die gaan my vrou 'n aardbaas. Maar sy wil net nie die huweliksuitdenkings verkeerd. Voor ek nou verder gaan, wil ek dit vra. Ons het gepraat van die koevertjies, die geloofsoffer koevertjies. Kan ek sien wie's opgebonde om deel te neem daarin? Ja, amen. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10. En almal kan ek vra, dit is nie dwang nie. So moenie jou 10de vat nie, jou offerhande vat vir 'n geloofsoffer. Ons het nodig dat die Here sal ingryp vir ons oor dit wat ons nou tekort het in hierdie tyd. Die assuransie gaan party dinge uitbetaal, ander dinge moet ons inbetaal. So ek vertrou dat U ons sal help om hierdie uitstaande uit te wis, terwyl U die huis van die Here, al die goed behoort aan die kerk. Dis niks wat myne, jy hier klank met my. Maar die ander klank wat moet teruggesit word, dis die kerk se, dis niks myne. So as ons sê ons help om die Here se huis vorentoe te stoot. Amen. Nou die André, staan net 'n bietjie op André. Hy het 'n kunstige hand aan hom. Kom ons gee 'n hande klap vir hom. Liewe André, hy werk presies, want ons kan hom nie baie sien nie, maar ons kan sy vrou mee sien, maar hy is op pad weer oor see, maar hy maak messe. Hy sê ek moet hierdie mes rood vir die persoon met die hoogste prys. En nou, die pastoor is useless met dit. So ek gaan dit gee vir iemand wat weet hoe om 'n lood aan te sit. So die beste manier is, vir 'n vormpie uit, sê die bedrag wat jy bereid is om te betaal, jy kan na die diens kom kyk na hom, kom ek sê vir jou, dis 'n mooi stuk handewerk. Dis wat hy doen, as sy stokperdjie, en ek wil sê, hierdie is, ek ken messe. So, hierdie is 'n pragtige geskenk om vir die pastoor te koop. Nee, dit was nie te grap. Ek sê, dit was nie te grap. Ja, ek moet net sê, ons sal sê te grap, okay? Maar as jy jou biltong geniet, en daar's manne hier, wat weet, om 'n sheet oor te sit, en gebere te word in die kas, vir sy klein seun. Ek weet jy sit hier. Ek weet jy ek maak messe by mekaar. In my life, die huis, ek messe, rosewood messe, en allerlei tipe messe, en ek al gebere. Maar kyk daarna, kom kyk manne as jy wil, jy is welkom. Dames moet net nie nou gryp hier vir tissues nie, maar die skerp goed betrok. Wie's kwaad vir my, want ek gevra het vir geld? Niemand kwaad nou, ons gevra om die huis van God te help. Niemand kwaad nie, onthou, dis onder geen dwang nie. Niemand het gesê, jy moet, ons vra, sal jy. En die geleentheid sal wees, ek sal dadelik terugvoer gee, sodat ons vergeet in die verlede, hoeveel geld ingekom het, en wat ons daarmee gemaak het. Loof die Here. Amen. So kom ons staan vanmorgen, ja, gee die Here hande klap, doen dit. Want as daar ooit 'n demper was, praat oor geld. En dan veroorsaak dit 'n demper. Maar nie in die gemeente. Ons is lief om te gee, ons is lief om te help, ons is lief om te staan in 'n tyd soos nou, saam met hulle wat nie het nie, saam met hulle wat deur 'n moeilike tyd gaan. Later in die preek sal ek 'n paar dinge met u deel oor situasies wat daar nou is, in mense se lewens, waar hulle die Here nodig het om in te kan kom tree en vestings neer te breek, vrymaking te gee. Kom ons sê gou net ons hande op en ons loof die Here naam, want hy is koning, want ek loof die Here, ek kan bedien, want hy is Heer, Koning Jesus, en ek
die Almachtige, oh, groot is die Heer, groot is die Heer, groot is die Heer, die Almachtige. Jesus, 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 ons sabbatië, kina basaramani, disarasumode, ons sabbatië, Jezus, Ruvina, ons Ruvina. Ons sabbatië, Jesus, ons Ruvina, kom kyk ons Ruvina, ons Ruvina, Kia Maresa na Madre, en Ruvina, en Ruvina, is die ons handen weer die liefde, die is hier, die is hier, die is hier, ons Ruvina, maar die is goed, ons sabbatië, die is hier, die Almachtige God. Vader, ons loof U. Ons dank U dat ons hoofde kan buig in U teenwoordigheid. Here, dank U vir elke een wat bereid is om hulle hande op te steek en erkenning te gee. Dat Here, dat U is Here van ons lewens. Dat die Here vanmôre ons hulde en dank kan bring en te sê, daar is geen ander God behalwe U nie. Ons dank U vanmôre dat ons kan uitroep en sê, Here, dat ons kinders van die lewende God is. Daar is vir ons hoop, Here. Daar is vir ons deurbraak, daar is vir ons vrylating en bevryding. Want ons weet dat U vir ons gesterf het en 'n lewe in oorvloed gegee het. Ons roep by genade op genade. Dankie dat U betoon genade op ons, Here, dat ons vry kan wees in die wonderlike naam van Jesus. En die kinders van die Here sê amen, amen, halleluja. Ek wil net hê ons net so harte so 'n bietjie warm maak. So ek wil net sê almal se oë blink en almal het gestaan en sê ek gaan die Here loof. Amen. O daar is niemand te zien, niemand te zien, die alleen is God. O daar is niemand te zien, niemand te zien, die alleen is God. Lord Jesus, o daar is niemand te zien, niemand te zien, die alleen is God. O daar is niemand te zien, niemand te zien, die alleen is God. He is die ons van Ere.
Daar is niemand. Halleluja. Halleluja. Praise him. Hy leef in my hart. 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 Sing hallelujah. Hallelujah. Hy Jesus leef. Hy leef in my hart. Hallelujah. Hallelujah. Hy Jesus leef in my hart. Oh, I live in my heart. 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 Sing hallelujah, hallelujah. I Jesus live. I live in my heart. Sing hallelujah, hallelujah. I Jesus live. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. He is nothing for him, nothing like God. What a mighty God we serve. Hallelujah. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. He is nothing for him, nothing like God. What a mighty God we serve. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he is the King. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. He is nothing for him, nothing like God. What a mighty God we serve. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. And oh, he is the King. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. He is nothing for him, nothing like God. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Hallelujah. Dank u Here, dank u Here. Ons sê, what a mighty God we serve. Want hy is die onveranderlike, sterke God wat vir almal en almal tyd het vanmôre. Amen. Miskien voel jy vanmôre maar dinge loop so verkeerd. Vanmôre is jy op die regte plek. Hier is hoop. Hier is geloof. Hier is die woord van die Here. En hier is die gees van die Here. Hy wil vanmôre gesond maak. Ek het mense uitgenooi vanmôre om te kom. Ons gaan hulle salf met olie en vertrou wat die Here gaan doen in hulle liggame, wat ons weet ons God kan. Maar kom ons aanbid hom net 'n oomblik saam. He is in my He is in
He
God is so good. And God is so good. God is so good. He's so good to me. Lord, you are so good. Our God. Hãy subscribe
veilig staan. Amen. By die voete van Jesus kan ons veilig wees vanmôre. Om te weet dat hy die herder is, die oprigter van sy kerk. Sy naam is Jesus. Oh, sy naam is Jesus. Hoe wonderlik is dit vanmôre om te kan sê, ons dien 'n lewende God. Amen. Wat was en is, en wat sal daar wees tot in ewigheid. Ons loof sy heilige naam. Amen. Amen. Want die Here is so goed, en omdat hy so goed is, vanoggend het dan die bestie van die stage afgeval. Ja. En ons het daar Levitikus voorgelees, dat as hy weer gaan probeer afklim, as hy nie weer opklim. Daar is 'n lewende God. Amen. Ja. Ek het daai trappe afgerol en ek het niks seer gekry. Ja. Amen. Ja. Loof die Here. Loof die Here. Zachary, goed om jou te sien. Ja, wys dit. Dankie, Jesus. Het is goed om almal te sien. Ja, as die pastoor sê, het is goed om jou te sien, dit die mense die hy sê. Dis dit, wat? Mense dink jy is sarkasties. Sê vir Dani, jy is so lang as jy kan my sien. Maar hy was verlede week op pad kerk toe te sê die werk van wie jy moet kom werk. Dan kan jy niks doen, jy moet maar gaan werk. Amen. Ja. Roxanne het gister 'n operasie gehad, veilige operasie gehad. En André het getuig en sê, sy kan so 'n bietjie loop. Ek wil die Here eer. Ja, amen. Die Here loop. Sien, daar's 'n manier hoe die kerk gefilter word
om lofprysinge en eerbieding aan die Here te bring as dit jou saak is. Ek het nog nooit gesien dat die dag gebeur, dat te veel, die dag gebeur, dat te veel. Hy sê, om in ons kinders se lewens, hy sê, in die kinders van die Here se lewens, siekte, kwale, ongemagtigde situasies. Wie weet waar ek praat? Ek het die duiwel geen reg gegee. Hy doen dinge ongemagtig. En dit tyd geword dat ek en jy as kinders van God begin stand in te neem. Ons ken ons vyand, ons weet as die Here ons louter. Die verskil tussen die vyandsaanval en as die Here jou louter, is twee verskillende goed. As die Here jou louter, weet jy skuldig, dis 'n oortuiging van jou skuldigheid daarin. En jy sê, ja Here, ek weet jy praat met my, ek gee gehoor daarin. Kom kyk. Maar as die vyand kom hy om te verwoes. En hy kom met 'n snelheid om verwoesting saam met hom te bring. Kyk, as die gees van God werk, al word jy deur die gees van God gelouter, al is die hand van God besig om jou te tugtig, jou in lyn in te bring met dit wat sy woord sê. Want jy sien, onthou die genade van God het ons toegemaak, die liefde van God het ons toegemaak, die barmhartigheid van God het ons toegemaak, en ons eien nie in die sonde nie, ons eien in die lewe in Christus. Laasweek gepreek. Amen. Maar daar is 'n plek. 1 Samuel 17:42-45 praat Dawid en die Filistyn. Toe Dawid opkyk en Dawid sien. Toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag, omdat hy 'n seun was, rooierag, met 'n rooi voorkoms, 'n lekker rooi kop. Wie ken 'n lekker rooi kop? Ginger kop. Ons het skool genoem ginger babies. Okay, julle was nie op skool. En die Filistyne vra vir Dawid, is ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyne het Dawid vervloek en sy gode. Ander woorde, hy sê God ook sleg gesê, dit wat hy in glo. Hulle sê die Filistyne vir Dawid, kom na my toe, dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyne, kom jy na my met 'n swaard. Jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans. Maar ek kom na jou in die naam van die Here, van die weerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewe, dat ek jou kan verslaan, en jou hoof van jou wegneem. En die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Kom kennis van God, sê ja, ek weet. Dan sal die hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard of deur spies verlos is nie, maar die stryd behoort aan die Here, en hy sal julle in ons hand gee. Dis 'n uitgemaakte saak. En toe die Filistyne kom klaarmaak en die alweer nader kom om Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die vegterrein om die Filistyn te ontmoet. En Dawid steek sy hand in die tas en neem 'n klip en daaruit die slinger en hy tref die Filistyn in sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof indring en hy op sy gesig teen die grond val. So het Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip. En hy het die Filistyn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in Dawid se hand was nie. Daarop het Dawid gehardloop en die Filistyn oor die Filistyn gaan staan en sy swaard geneem, dit uit sy skede getrek
en hom van kant gemaak. Hy het daarmee sy hoof afgekap. Toe die Filistyne sien dat hulle held dood was, het hulle gevlug. 'n kenmerk van iemand wat sy God ken. Nou ek weet, van Sondagskool daar af ken jy die storie oor Dawid, so ek kan hom nie dramatiseer beter as wat jou Sondagskoolonderwyser dit gedoen het en hy groot klere aangetrek het en Goliat gewys het as hierdie massiewe reus en Dawid die klein seentjie wat 7 jaar oud is, maar hulle vergeet hy was 17. So hy het al in die veld van Jesse het hy al tyd deurgebring en hy het al 'n leeu verslaan, hy het al 'n beer verslaan. Die Bybel spreek en sê hy het die kake van die leeu oopgemaak en sy pa se lam daar uitgehaal. So dit wys hy was 'n man van geveg. Dawid het die veld geken, Dawid het die veld geoefen. So wanneer jy praat oor Dawid, ek kan 'n hele môre jou vertel oor die geskiedenis en alles, allerlei dinge, maar ek wil vanmôre net praat as 'n profetiese siening. Ek wil hê jy moet 'n beeldspraak sien hier voor jou afspeel. Dat hierdie man kom, van die Filistyn kom, en hy kom net soos wat die duiwel vandag met jou maak. Die duiwel kom met 'n stem, en hy daag jou God uit. Hy daag jou God uit op maniere dat jy nie agterkom nie, maar tog elke keer wat hy 'n twyfel plant, dan weet jy, dis die uitdaging van die duiwel. Wat sê hy vir hom? Hy sê, wie dink jy wie's jy om te kom na my toe met 'n stok? As jy wil kom fight, moet jy kom fight met die goed wat tel. Waar is jou spies? Waar is jou lans? Waar is jou stok? Weet, hy het daai beplanning. Maar hy vergeet dat Efesiërs 6 sê, dan ons mag is nie teen vlees en bloed, maar teen owerhede en magte van die wêreld. En kerk, ek het al seker al 3 keer gepreek in die jaar, en ek wil gaan seker nog 'n keer preek. As jy nie weet hoe lyk die vyand se plan met jou lewe, dan wil ek vir jou sê, hou op om te lewe op die snykant, waar jy gesny kan word en gedood kan word deur jou optrede en jou nalatigheid aan jou geestelikheid. You can't play with the devil. Die kerk moet hoor vanmôre, die beeld wat Dawid vir ons doen, hy wys en hy sê, daar is 'n God in die hemel, wat 24 uur aan diens is, wat weet, wat? Dat hy jou wil beskerm, dat hy jou wil help, dat hy jou wil deurdra. Maar hou op terrein aan hom weggee. Hou op te sê, hulle sê daai te koning, strydbaan rye gesoek, ek het dit al vertel, ek gaan dit weer vertel, want ek het die ouderdom daarvoor om 'n ding te repeat. Kom sê amen. Sê persoon jy mag, jy kan jouself bedien. En hulle daar by 'n afgrond, en dat die strydbaan ry is, dat dit ry en hulle jaag, en die ouens ry totdat die stof so vir die kraans afval. En daai een klein strydbaan ryer gery, en hy ry met sy perde, en hy stop so 20 meter voor die afgrond. En hy draai. Die koning sê, daar's my drywer. Almal sê, ons het geen bewys, hoe kan ons hierdie strydbaan beheer? Hy sê, ek wou nie gehad het, jy moet beheer nie. Ek wou veiligheid gehad het, want ek moet nog 'n oorlog voer met wat ek het. So ek wil nie kyk hoe ver jy met die afgrond kan neem nie. Ek wil kyk hoe ver wat jy van die afgrond kan weghou. Klink dit nie soos die hart van God nie. Halleluja. Hy sê, ek het jou so lief, en ek jou genade, ek het jou liefde, ek het jou alles gegee, sodat alles met jou moet goed gaan. Maar ek as 'n kind van God moet begin besef, Dawid het na Goliat gekyk, nie met menslike oë nie. Hy het met geloof na die Goliat gekyk. Die volk het 'n reus gesien, maar Dawid het 'n geleentheid gesien vir God se krag om geopenbaar te word. Halleluja. Want hy was die een wat na die koning toe gegaan en sê, hoorie, wat ek gaan gehoor nou, wat gebeur met die ou wat hierdie ou verslaan? En daar was hy dom nie. Hy nog 'n besigheidsman, hy sê, hoorie so, what's in this for me?
Die koning sê, oh, maar jy weet wat, jy kan my dochter kry, en jy kan al die goud en silver kry. Hy sê, really? Sê dit weer? Die koning kom en sê, nee, sy broers kom nie, jy moet huis toe gaan. Hy sê, no. Hier is het deel, ek weet wat hier gedoen moet word. Want jy sien, terwyl jy bodybuilding gedoen het, en al jou spiere, jou 7-cut en jou 10-cut gevorm, was ek in die veld besig om met my slingervel die quad air blad, of die driehoek blad te meet, om in die middelfront te slaan, van 20 meters, van 30 meters, van 40 meters. Terwyl jy spiere gebruik, was ek besig om te oefen, hoe om 'n beer te doen, hoe om 'n leeu te doen. So ek nie gewoon die power nie, ek weet wat soek die kundigheid. Ek het kundigheid. Maar ek het 'n salwing van God. Ek het 'n spesifieke salwing, en dis om oorlog te voer. Prys die Here vir daai salwing. Amen. Hy sê, ek weet hoe klink die Here, ek weet hoe klink sy stem. Hy sê so, goeie aan. What's up? En ek kan julle nou sê, hy trippel daar rond, ne? Hy trippel daar rond soos 'n luiperd. Hy trippel daar rond, want hy weet, daar's 'n sprong wat hy moet spring. Wat oorweldigend gaan wees vir die veld. Kind van God, jy moet begin te trippel. Praat in jou taal. Stem met die woord saam. Bring die woord en sê, Here, ek is reg vir dit wat die vyand wil bring. Luister, hy val my aan. Iemand sê vir my gister by die hospitaal, sê, pastoor, jy het baie maar geword. Hy sê, is jy siek? Ek sê, hoekom lyk ek baie sleg? Hy sê, nee, pastoor, jy het baie maar geword. Is jy siek? Ek sê, is maar word altyd gekoppel aan siekte. Ek sê, luister my broer, ek was siek. Nou kyk hy my. Hy sê, ek sien eers die specialist op Augustus maand. Maar ek sê by voorbaat, ek was siek. En ek vertrou die Here vir die genesing. Wat alreeds plaasgevind het 2000 jaar terug op die kruis. Jesus Christus die prys betaal. Maar wat kom uit jou mond uit? My vrou sal jou vertel, dat is nie een dag en ek in die huis word en sê, Jesus, laat my maat, ek voel nou so terrible. Wanneer ek aandag soek, sal ek sê, ek het 'n pyn. Dan kry ek 2 geel pilletjies. En ek kom daar van China af. Ja, julle kan maar. Daar in Goliath verteenwoordig die ding wat groot en onmoontlik lyk. Goliath verteenwoordig die ding wat groot en onmoontlik lyk. Dawid verteenwoordig geloof, vertroue, gehoorsaamheid aan God. Die oorwinning kom nie in eie krag nie, maar deur die Heilige Gees. Die oorwinning, jy moet oor jou skouer kan kyk en sê, oorwinning is op pad. Halleluja. Nou, voor die preek verder gaan. Die leemte is gebed. Okay. Hallo. Die grootste aanval teen jou en my as 'n kind van God is gebed. Ek is nou 'n aantal jare in die bediening. Ek het 'n gebedslewe. Maar hier as winter kom, dan wil jy nie opstaan nie, want winter is hier. Nee? Hallo. Ek wil sê nie. Maar dissipline. Ek het dissipline geleer van kadet daar af tot my army daar en ek is nog steeds 'n man van dissipline. 'n Bed word opgemaak. Want vanaand as ek kom lê, word ek in 'n uitgestrekte bed kom lê. My klere word in 'n mandjie gesit. Want daar's nie 'n mamma wat dit optel nie. My kaste probeer, ek haal een stuk klere uit, ek haal nie al die klere uit en sit terug in die kas. Ek haal wat bo die halle uit. Soos jy sien ek het hierdie ek môre aan Piet Hemburg gelê. Nee, ek gaan doen. Maar as jy sien ek het hom vir 2 dae hoog gelê. Hy was gewas en weer terug gedraai kom weer en draai kom weer neer. Ek sê net dissipline.
Dissipline beteken, ek maak my skoene skoon, ek skeer my skoon, ek kam my hare, trek my moor, en ek is reg elke dag waar ek kom. Maar dissipline die gees beteken presies dieselfde. Ek het nie 'n godsdienstgees om 'n uitvoering van 'n daad te doen. Ek voel my liefde, the love of God, causes me to go after the things of God. So, niemand sit my aan en sê, hoor hierso, het jy Bybel gelees, is gebed behoort jou asemhaling te wees. Al is het 2 die oggend, 5 die oggend, waar jy by staan, net te sê gebed. Kerk, woensdag aande het ons 1 uur en 'n half hoor. Ja, pastor, ken jy die prys van brandstof? Plek op my 30 rand 'n liter, prys die Here. Prys die Here. Kom prys die Here. Prys die Here. Ja, maar jy is onderskoot. Ek sê diesel is ons 30 rand 'n liter. Weet jy wat kos 'n hoenderrol? 1 hoender kos al 70 rand. Ken jy nie jou Bybel nie? Ken jy nie jou Bybel nie? 'n liter kook kos al 30 rand. Ken jy nie jou Bybel nie? Die eindtyd. Dis die tekens van die eindtyd. 'n brood will buy a piece of gold. My kennis van die Here. Dan sê, weet jy waar trek ons brandstof al? Ek sê, prys die Here. As daar nie meer is nie, dan staan hy. Dan stoot ons op. Dan maak ons die vloer oop. Dan maar daai gaan my nie onderkry oor die tekens van daar buite nie. Kerk, come on. Woensdag aand nooi ek die hele gemeente 6:30 kom bid net 1 uur en 'n half saam met ons. As jy nie 1 uur kan bid, kom bid 15 minute. Daar is die deur sal ek oophou. As jy klaar gebid het, klim in jou kar en jy ry. A soaking moment vir die kerk om te kom, is wanneer jy op die mat kom lê of speel aanbiddingsmusiek. Niemand praat nie. Maar jy praat met God. As 'n gemeenskap begin ons die aangesig van God te soek. Nie verskonings nie, nie redes nie. Jy wil oorwin in hierdie tyd. Kom soek die aangesig van God. Jy kyk vir die wêreld, jy tyd om te gaan waar jy gaan, dit kos jou petrol, maar jy moet vir my sê, ek kan nie eendag weer in die huis van God kom, en onder gebed kom sit, om die aangesig van God, namens my broer, namens my suster te kan wees, want jy weet nie, in wat se situasies, hulle mee sit nie. Elke oproep hierdie week na my kantoor het gegaan oor siekte. Elke oproep hierdie week het gegaan, pastoor, oor siekte. Ek het nog nooit gesien dat die huis van God so aangeval word met siekte soos nou. I've never seen it before. Ek sê 'n paar dinge. Ek weet julle hou nie van hierdie preek nie. Hy sê wat van die opstandingskrag wat ek en jy bekom het in Christus Jesus. Maar mense 3:10 sê, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding. Here, dat ek U sal ken. Dat ek Jesus sal ken. Dat ek Jesus sal loop, dat ek Jesus sal dien. Dat ek hom sal ken in die krag van sy opstanding. En die gemeenskap aan sy lyde, terwyl hy ek aan sy dood gelykvorm word. Wow. In die tyd leef die kinders van God nie in sy eie krag nie. Come on. Jy moes lankal al vrede gemaak het, dat ek leef nie meer in my eie krag nie. Ek sê vir die heup wat pla, ek sê vir die nier wat pla, ek sê vir die goed in die liggaam, ek sê vir hom, hey, jy moet luister, daar is 'n God in die hemel.
Amen. Partykeer brand hy sy spier, dan sê ek, jy kan maar brand, maar ek vertel jou, jy moet regkom, jy moet gesond word, in die naam van Jesus, kom kerk. Dis nie tyd van graag babies. Oh, ek soek net, jy moet net my kom vertel, want ek wil jou vertel nou hoe siek ek is, ek wil jou kom vertel hoe gesond jy is in Jesus Christus. Amen. Come on. Dan moet 'n mens dan kan kom wat kan sê, my lewe is my krag, wat uit Jesus se opstanding kom. Hierdie krag wat deur Jesus lewe en krag, wat uit Jesus se opstanding kom. Kom ons dink wat die Bybel vir ons sê, om Jesus te ken en die krag van sy opstanding. Jesus het die dood oorwin. Come on. Come on. As jy by die spoorweë gewerk het, jy het geweet, daar was 'n kantoor gewees, wat sy gesê, klagtes en complaints. Wie kan dit onthou? Daar waar jy 'n kaartjie koop, jy koop jou kaartjie, as jy skuins lig die kaartjie gekyk het, daar was 'n hokkie daar, wat sê complaints. Dan kom die vrou en sê, ek kom nou van Standerton tot aan Pretoria, en toe die man my kaartjie vat, druk hy die reg teen, kyk, hy het nou die kaartjies, ek kan nou nie verder gebruik nie. Dan sê jy, moenie worry nie mevrou, ek gaan nou vir jou regsaal. Wie kan onthou? Wil jy nie kry gery nie? Ek het. En dan kom en kry jy nou 'n nuwe kaartjie. Maar daai kaartjie is nou verwoes. Die manier hoe die man hom nou geklip het. Jy weet, die blinde ouens wil ook in die op die kleine. Jy weet, en daar was daar sê, direct. Kijk eens. Wat is hier kom jy vandaan? Wat is hier gebeur? Sê ja, ek ken jou nie. Ja, dat is nie 5 vir ons. Ja, 5. Sê, kijk eens asseblief. Dis hoekom ek so gelag het toe nommer asseblief bekom. Toe maar, kom ons gaan. Ons sal moet bely met ons monde wat ons kan doen en wat ons glo en wie ons glo en waarom glo ons. Die tyd het gekom vir die kerk om te kan sê met jou woord, met jou mond, wat glo jy? Wat staan jy? Wat verstaan jy van die begrip van die woord? Dat dit wat uit jou mond uitkom gekoppel is aan die getuienis wat oor jou lewe. Dit help nie jy loop en vertel my getuie. Jy moet jou eie getuie kry en sê, ek bring my eie liggaam in orde, ek bring myself in orde. Waarom? Want ek het verniet ontvang en verniet wil ek dit gee. Is dit nie die probleem dat ons dit verniet ontvang? Daar is soveel aanvalle op die oomblik deur die huis van God. Ons kan nie meer net aan die gang gaan as op die werke van die vyand nie ons hier raak nie. Ons nuwe identiteit is in Christus, ons leef uit sy oorwinning. Ons gaan nie net aan nie. Kyk, mense, moenie 'n Suid-Afrikaner onderskat nie. Ek het mense reg oor die wêreld wat al met Afrikaners te doen het. Hoekom wil Engeland, hoekom wil Nieu-Seeland, hoekom wil Amerika bereid nou om nog 200,000 refugees in te neem? Hoekom? Want ons is die mense wat in enige omstandigheid kan lewe. Ons is die mense wat uithou vermoë het, wat nie skrik nie. Daarom kon jou voorvaders oor die Drakensberg gaan met 'n het jy op die Drakensberg gaan sit. Dan kyk ek op na die berg en sê, Here, ek kan dit nie glo nie, maar as hulle hieroor kon hulle enige plek oor gegaan het. Want ons voorouers het iets gehad. Hulle het die geloof in God gehad. Hulle het geweet dat as hulle op die God van Abraham roep, dan sal Isak en Jakob roep, dan sal daai God deurkom vir hulle. Hulle maak 'n omlading en 'n tent beskerming en hulle staan teen hoeveel? Wat het gebeur? Slag van bloeddruk. Want daar het mense gehad van geloof in die God wat kan. Kom verloor ons dit.
Hoekom vir ons daai identiteit weggee? Hoekom is dit toelaat dat die vyand jou en jou kinders by jou neus kom lê en jou uit jou geloof uitlei en jou in twyfel en stryd in te bring, wanneer jy weet daar is 'n God in die hemel, 'n God wat nooit teruggaan op sy woord nie, 'n God wat dalk stadig is, maar 'n God wat akkuraat is en 'n God wat voldoende aan 'n tyd soos nou. Why would I walk away from a God like that? Romeine 8 vers 11 sê, en die gees van hom wat Jesus uit Jode opgewek het, woon in julle. Dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Die probleem is, come church, die gees van God lewe in jou. Die duiwel sê, glo jy nie goed? Glo jy nie goed? Jy sê, ek gaan kyk. Hy sê, I got you. Want jy twyfel. Duidelik praat Jesus. Hy sê, weerstaan die duiwel en hy sal vlug. The battle is done. Toe Jesus uit die dood opgewek word, toe begin ons lewe eers. Ewigheid is 'n realiteit, omdat hy opgestaan het. Nou alles wat twyfel is soos iemand, jy weet, 'n koeksif. Meelsif. 'n meelsif. Weet as jy by 'n kraan staan, het jy al gesien, hy kan nie water hou nie. Hallo? Ja. Was jy al daar? Het jy al gesien, hy gaan vol word. Het jy al gesien? Hy word vol. Want jou logiese verstand sê vir jou logika, sê vir jou, hy's vol gate man. Maar logika sê vir jou ook in die geesdimensie, that I don't have the blockage of Christ, wat my toemaak. Dan het ek 'n opening vir alles deur sy vrou. Ek gaan nou kom by daai. Hy sê, God se krag is groter as enige omstandigheid. Ek sê, God se krag is groter as enige omstandigheid. Kerk van die Here Jesus, hoor my vanmôre. God se krag is sterker en groter as enige omstandigheid wat daar is. Amen. En wat die uitnemende grootheid en krag is vir ons wat glo. Ephesians 1:19-21. Hy sê, na die werking van God en sy sterkte. Hy sê, wat hy gewerk het in Christus toe hy met die dode opgewerk het. Nou kom ons gaan terug. Hy sê, wat uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Na die werking van die krag wat in sy van die krag van sy sterkte. Wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dood opgewek het en hom laat sit aan die regterhand van die hemele. Hierdie dinge het God alreeds in plek ingesit vir die kind van God. So die kind van God sê, gaan nie een terug, suster asseblief. Die kind van God sê vir jou vanmôre, hy wat gewerk het, Jesus wat gewerk het vir Andy. Hy sê, en hy het hom uit die dode opgewek, hom laat sit aan die regterhand van sy Vader. Vir wie? Vir Andy. Baie dankie. Toe Jesus opgestaan het, het hy sonde, dood en die mag van duisternis oorwin. As kind van God leef ons nie meer net uit ons eie vermoë nie, maar deur die Heilige Gees se krag wat in ons is, en in ons woon en vir ons is. Tenacity. 'n bietjie cheeky word. Wie gee jou die reg om dit aan my te doen? Wat is jou plan? Hoekom is jy in my huis? Wat doen jy onder my kinders? Ek sien jou raak.
Ek haal jou planne uit, ek kanselleer jou plan. Ek spreek genesing. Ek gaan gesond word. Hallo kerk. So tenacity, so klein so 'n bietjie van 'n want as ek glo, sal ek praat. Omdat ek opreg is teenoor my Vader, omdat ek weet wat die woord van God sê, en ek wil dit vir jou sê vanmôre. En ek gevra, dat mense het gevra, hoekom sê ons die skrifte weer op die bord, en mense sê, hulle bring hulle Bybels, ek het jou gesê verlede Sondag, die rede hoekom ek dit opsit daar, dat jy 'n noteboekie kan bring, dat jy nie hoef na die skrifte kyk in die Bybel, maar jy kan die skrif op die bord kyk, en jou note daarvolgens maak, sodat jy kan opneem, en in die week kan kyk na die preek weer, en hoor wat sê die skrif. Dis hoekom ek die skrif daar opsit. Dis nie om jou lui te maak nie, maar as ek sien mense neem nie meer notities, dan sal ek nie dit op die bord, dan kan ons die Bybel weg. Maar ek probeer dit makliker vir jou maak, terwyl jy 'n studie is, dat jy dit jou notiele kan neem en sê, die Bybel sê dit, en terwyl jy dit lees, die Here sê vir jou iets, en jy skryf dit in jou notiele boekie. Come on. Come on. Ek hoef nie die preek langer te maak, om 'n suksesvolle woord te kan bring vanmôre. Maar ek wil nog vir mense bid. Maar ek vanmôre net iets los by jou. En dit is, kweek jouself 'n metode. Nie 'n godsdienstige manier. Want ek weet, jy kyk, jy het die genade gered, jy het die genade, daar's geen wet op jou nie. Jy's 'n vrye kind van God om die Here te dien in gees en in waarheid. Daar's geen moeds en moenies nie. Waarom? Want jy is vrygekoop deur die bloed van Jesus. Maar daar's tog 'n verhouding. Ek is vrygekoop. Ek is losgekoop. Ek is 'n kind van God. Ek geniet sy genade. Ek geniet sy liefde. Daar's geen tigma, daar's geen wet nie. Daar's geen metode wat my maak hoe ek moet wees. Maar daar's tog 'n heiligmaking wat God van jou en my verlang om hom te dien in gees en in waarheid. Come on. Come on. As dit nie so was nie, hoekom sou daar nie skrifte wees wat sê, ek het jou nie geken nie. Jy het duiwels in my naam uitgedryf en allerlei dinge gedoen, maar ek weet nie van jou. Nee, nie vir ons. Die Here ken jou. Jy's 'n kind van God. Come on. Amen. Ek het die Here bely as saligmaker en Here, ek is 'n kind van God. Ja, amen. Volgens Johannes 1 vers 12. Almal wat hy aangeneem het, hom, Jesus aangeneem, het hy mag gegee om kinders van God te word. Maar daar's 'n vrees. Ons mag nie vrees nie. Daar's 'n vrees. Ek sê daar is 'n vrees in die huis van God. Wat man as ek 'n besluit gemaak en ek doen dit so en dit gebeur nie? Prys die Here. Dis nie in elk geval jou vermoë om dit te laat werk of nie laat werk. Dis in elk geval die Here. Jou geloof is in die Here, nie in jouself nie. Baie keer sal mense my sê, pastoor, ek het gevra, maar ek het dit nie gekry nie. Baie keer. Sê jy moet genees en baie mense op my sê hoor. Wat sê jy weet, hy het al soveel keer vir my gebid. Hoekom kan ek nie weer bid nie? Waar is daar die Bybel 'n getal? As jy soveel keer gebid het, dan is dit die laaste getal van gebed. Kom aan. Geloof werk nie so in die kerk. As ek hoor die wêreld sê die kerk verstaan ook hulle ken nie die woord nie. Maar die huis van God, want Sondag na die woord van God luister. Jy's vry voor die Here, man. Jy's klein, jy's klaar, verlos. Jy's vrygemaak. Jy is 'n kind van God deur en deur. Jy's geregverdig. Jy's losgekoop deur wat? Deur die bloed van Jesus. Wat kan 'n mens aan my vashou? Wat kan 'n mens aan my doen? As God dan vir my is, as God my dan vrygemaak het, wat kan 'n mens aan my doen? Amen.
los van sonde, los van die skuld van sonde, geregverdig deur God. Gaan lees Romeine 6:4. Gaan lees dit. Dit gryp my aan. Hy sê, verregverdiging is by jou geskenk. Geregtigheid is aan jou gegee. As hy na jou kyk, kyk hy nie na jou sonde nie. As hy na jou kyk, kyk hy na jou genade in Jesus Christus, wat jou prys vir jou betaal het. As hy na jou kyk, sien hy die bloed, hy sien die opstandingsbloed van die herlewende krag van God, wat lewend is binne in sy kinders. Hy sê die volgende, 2 Timoteus 1:6 en 7, die offerande en die tiendes. Hy sê, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is, die oplegging van hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, en van liefde en selfbeheersing. Dis die twee dinge. Om hierdie rede, Timoteus, herinner ek jou aan die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is. Die genadegawe van geloof. Die genadegawe van getroue. Ek het nou die Sondag vertel van my broer en ek. Hy is 13 jaar ouer as wat ek is. Nou, waar een kind net 'n halwe sakkie bone het ek 2 sakke bone. So aan energie lei ek nie. Nou sê hy vir my, kom ons gaan vang vis. Ek gaan vang ons vis. Nou jy anker nie, ek sê anker. Nou moet ek agter die boot sit en die boot stil hou terwyl hy vis vang. Ja? Nou ek het vertel, nou het dit. Nou is die visvang klaar. Nou is al hy goed kaart te dra. Weet jy wat doen hy? Hy gaan sit by die kar en sê, bring al hy goed op. Ek bring al hy goed op. Ok, hy moes nou energie. Ek het gedink, hy laf my. So ek het nie gedink, dis straf, ek het gedink, ek geniet het. Want ek het 'n henselot energie. Kyk, as die dag breek, 5 breek in die somer, is ek alreeds by te kar. En vanaand as 'n donker was, net ek die dag af. Want hy was beter buite as binne die huis. Wat gou hier? Hy sê, om hierdie herinner ek jou daarvan, die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is en deur die oplegging van hande. Om iets aan te wakker binne in jou. Ken jou baan waarin jy hardloop. Hallo. Jy is nie goed in waarin ek is nie. Ek is nie goed waarin jy is nie. Ander ek sal wat wil gee my beste maak soos daai. Nee, maar dit is nie my forte nie. Ek het 10 duime, hy het net 2. Maar ken jou baan waarin jy loop. Ken jou sterkte, ken jou swakheid. Wek dit op vir die Here wat jy weet jou sterkte is. En gee dit vir God en sê, Here, ek gee U die beste wat ek het. En kyk wat die Here gaan doen met jou. So een van hulle is gehoorsaamheid. Ek hoop julle is almal hier Woensdag aan. Ek sê, een van jou goeie gawes is gehoorsaamheid. Hallo, sien jou Woensdag aan. Wie is mense wat bel, wat 12 jaar laas in die gemeente is, wat my bel, daar is my vrou, wat nie die gemeente uit hulle bloed kan kry nie. Weet jy dit?
Dat mense wat sê, pastoor, ek wens daar was 'n kerk soos Oslo Beach. Dan sê ek, gaan na my kollega daar, ek ken nog nie, ek was daar. Okay. En hier sit ons dag vir dag met mekaar. Weet jy die persoon wat langs jou sit? Is in 'n diep dilemma. Maar jy weet. Die persoon wat agter jou sit of voor jou sit en nog almal, halleluja, dankie, hallo pastoor, hoe gaan dit? Ons is almal so geleerd. Goeie oom, kyk op my oor, smaak. Hallo kerk. Ons almal hoor, steek jou regterhand en staan weg, jy moet sterk, kyk op my oor. Hallo, hallo. Maar die oom weet nie, hoe lyk ek binne? I had to learn to live through it. Maar nou kom ons by die genade en die liefde van God. En God sê, maar ek wil daai doen, wil ek uithaal uit jou lewe uit. Ek druk nou op dit. Ja, maar Here, ek wil nie dat iemand moet weet nie. Dis die nuutste ding vandag. Ek is in die hospitaal, maar niemand mag weet ek is in die hospitaal. Hallo kerk, dis die nuutste ding nou. Ek is in die hospitaal, maar niemand mag weet ek is in die hospitaal. So die pastoor weet ook nie, jy is daar nie. En dan verlaat jy die gemeente, hy het nie by my uitgekom nie. Hoe sal ek by jou uitkom as niemand mag weet jy is in die hospitaal? Iemand vra jy dorp en sê, hoekom is jy nie meer as, hy het nie na my toe gekom toe die hospitaal was nie. Ek sê, wanneer was hy in die hospitaal? Ek kry terugvoer van Landia, of van iemand, Sarita, of iemand sal my bel en sê, pastoor, ek jy gehoor, of iets anders, Michelle, alles al mense wat terugkom en iets sê, hoor nie so, pastoor, weet jy van hierdie? Anders sal ek niks weet nie. Wees regverdig. Wees regverdig met my, met die gemeente, met jou broer en jou suster om jou. As jy nie gaan praat nie, gaan ek nie weet nie. En as mense môre, jy loop alleen vanmôre, omdat jy weier om vir iemand in te laat, dat hulle jou kan help en jou kan bystaan en saam met jou loop vanmôre. Dis nie hoe jy is van God werk nie. Jou traan is my traan, jou hartseer is my hartseer, anders wil ek nie in die preekstoel wees nie. As ek niks gevoel het vir jou, dan wil ek nie meer hier staan nie, dan wil ek klaarmaak en iets anders gaan doen. Maar vanmôre roep ek die gemeente, en ek sê vir jou vanmôre, dat die Gees van God sê, wek op dit wat in jou is. Wek dit op vir 'n tyd soos hierdie. Kom. Die vyand kan nie langer vir ons lieg en vir ons sê, nee wat, Diane sê dat, en I couldn't care less wat Diane sê, Diane. Dan moet my nie eens vertel, I couldn't care less. Ek worry net wat hy sê. Net wat hy sê. Die assuransie kom en die kom vertel die kerk. Kan jy glo? Kom vertel ons hoe hulle. Dan gaan, sê ek vir hy op telefoon, ek het die dames vra, sê luister baie mooi vir my. Ek gaan nie vloek en skel nie. Maar voor jy 'n verder woord sê, gaan bel jou baas en sê vir hom, en sy kar klim Potchefstroom toe kom. Want jy gaan verhoor dat ek in my eie kapasiteit jou op Facebook sit, en ek het 3000 mense op Facebook. So you want me to show you a story? Let me show you a story. So moenie met my mors nie. Gaan vind eers by jou baas uit, hoe jy nonsens praat nie. So ek het nie gevloek, nie geskel. Ja, die baas. Die baas sê, meneer, ons gaan nie met jou lol nie. Ek sê, nee, ek weet dit vir 'n feit. Ek sê, ons sal jou kom sien. Ek sê, ja, julle gaan. Laat jy kan nie op jou plaas nie, jy gaan my kom sien. Wat het ek gedoen? En ek op my plek gaan staan in die Here. Onwankelbaar. No negotiation. I will stand for what's right for the house of God. Come on. Amen. Come on. Pastoor, jy's 'n windie, jy's 'n arrogante klein mannetjie. Laat dit wees soos jy dit sien. Maar as dit kom by God se huis,
God se mense, God se woord, God se dinge, dan is ek arrogant. Because daar's geen twyfel aan dit wat God wil doen. Daar's geen twyfel vanmôre wat God in jou liggaam wil doen vanmôre. So ek wil die mense vra, Hilde, kom, ek moet julle bid, kom. Vir my hande op mense leef vanmôre wat sê, pastoor, ek is siek in my liggaam, ek wil gesond word. Kom. Enige hier, jy kan maar kom. Ek was laasweek daar, kom maar weer. Niemand tel nie. Thank you, Lord. Here, ek lê my hand op jou nou in die naam van Jesus. Ek bring vir jou genesing in jou liggaam. Dankie, Here, dat jy haar aanraak. Geen kwaadheid aan. Geen. Elke selfsel opdroog en verdwyn in die naam van Jesus. Dankie, Here. Dankie vir die wonders wat u doen. Nou vanmôre. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Kan die Here dit doen? Lê my hand op jou suster. Word gesond. In Jesus naam. Word gesond in Jesus naam. Ek dank u, Here. Bestraf die vyand. En ek bring vir jou genesing in Jesus naam. Verklaar die bloed van Jesus oor jou. Vir volkome genesing in Jesus naam. Die opstandingskrag wat daar is in Jesus. Debbie, God is going to sort this thing out. Abel, dit wat 'n mens nie kan doen, nie kan God doen. En ek bestraf die gees van diefstal in die naam van Jesus. Dat daai dokument sal beweeg. Die document will move in the name of Jesus. Tot julle voordeel. In Jesus naam. In Jesus naam. Sê, die Here kan. The Lord can and the Lord will. In Jesus name. Amen. Amen. Brother, ek bring vir jou genesing vanmôre. In Jesus name. Dankie, Here, vir oprigting, maar dankie vir genesing vanmôre. Elke deel van krank, ek bestraf die gees van siekte. So go in the name of Jesus. Ons dankie, my Vader, in Jesus naam. In Jesus naam. Maar ek kom en sê in die naam van Jesus, word gesond. Word gesond. Ek bestraf kwale en siekte. Los hom. Jou gees van kwale en siekte. Los hom. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. My God kan alles doen. My God kan alles doen. Ek bestraf kwale en siekte. Die gees van kwale en siekte. Ek bestraf dit. In Jesus naam. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Every symptom to go. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. My brother, ek bestraf elke kwaal en siekte, gees van kwaal en siekte oor jou. Sy word gesond. In die naam van Jesus, dank ek U. U is die God wat gesond maak, heel maak. U is die God wat herstel. In die wonderlike naam van Jesus, sister. Ek bestraf elke gees van siekte en kwaal. Jou gees sal opdroog. Los sy gang. In Jesus naam. Thank you, Lord. Daar is die krag van die Here is op jou. Vat het. Weet vanmôre dat die Here maak jou gesond. Nou. In Jesus naam. Elke vergroeisel sal verdwyn. Go. Go. In Jesus naam. En dan God al die gaan. In die naam van Jesus. Dankie my Vader. Dankie my Vader. In Jesus naam. Dankie my Vader. Ons loof en ons prys U my Vader. In Jesus naam. In Jesus naam.
Halleluja. Halleluja. Kinders. Vader, dankie vir die genade. Dankie vir 'n ouer hart. Wat roep na die kinders. Ek sê die naam van Jesus. Soos 'n stem in die wildernis. Roep ons uit en sê, kom! Kom! In Jesus naam. Dankie my Vader. Hulle sal kom. Jesus. Amen. Dis die een voor die seën. Ek bring vir jou genesing vir. Ek bestraf elke teken, elke gees van siekte en kwaad op jou liggaam te los. Nou, in die naam van Jesus. Ek dank die Here, U bring genesing. Ek bedien hom met genesing vanmôre in Jesus wonderlike naam. En aan God al die lof, al die eer, al die aanbidding in Jesus naam. Amen en amen. Kan ons die Here 'n handeklap gee? Kan ek julle vra? Andre, jy kan maar kom. Kan ek julle vra om julle hande uit te steek vir iemand anders ook? Vir Jenny? Ja. En vir Estel? Ons is Vrydag by Estel. Sy kan eers die 3 Julie gesien word. Haar hele buik is so opgeswel, so sy het eintlik so skuins lê in 'n bank. En daar is soveel ander. Tannie Hetty, David, daar is soveel ander. Maar Gladys sê sy wil instaan vir Estel, terwyl ons haar salf met olie. Ons het beloof dat ons sal bid, dat die Here Estel aanraak in die naam van Jesus. Here, wat vir die mens onmoontlik lyk, is vir U moontlik. Dan kom ons vanmôre in die naam van Jesus. Ek vervloek die gees van siekte en kwaal oor haar. Sê jou kankergees, jy sal sterf. In Jesus naam. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Miskien vanmôre in jou huis is daar 'n situasie waarmee jy staan vanmôre. En jy voel ook asof jy alleen loop. Maar hierdie gemeente vir jou sê jy loop nie alleen nie. Ons roep namens jou die naam van die Here. Ons bestraf elke gees wat teen jou wil opstaan. Ons bestraf dit in die naam van Jesus en bring vir jou genesing en herstel in die wonderlike naam van Jesus. En aan God al die lof en al die eer, al die aanbidding. Amen en amen. Môre julle almal, ek hoop ek praat hard genoeg. Ek praat nie, broer, daar's 'n mic daar. Jy praat nie so hard. Ek gee jou 'n mic. Lekker laat mic. Môre julle. Ek moet vanoggend nog getuig, die Here is baie goed vir ons. Amen. Ons die afgelope 2 maande tuister die duiwel ons verskriklik. Okay. Maar ons glo aan die Here. En ek wil net vanoggend vir julle sê dankie vir elke gebed wat van julle afkom. Ek sien nie ou wat altyd ook my gevoel wys nie, maar ek moet getuig. Hierdie week het die Here weer eens vir ons gewys om een van ons familielede, Roxanne, in die rolstoel te gooi. Ek bedoel dit, sy was verlam. Die dokters wou nie opereer nie. Selfs maats wat ons ken wat dokters is, wat gesê het, hulle moenie opereer. Die dokter het 'n kans gevat en hy het geopereer. Ons glo en ons het net dit gelos in die Here se hande. Julle al wat ek net vir julle sê, ons moet ophou speel Christen wees. Moet ophou gebrekkige gebede hê. Jy weet die Here sê ons moet bid met power, as ek kan sê. Weet as jy bid, moenie vra vir hamburgers meer nie. Moenie vra vir kos in jou huis nie. Die Here weet jy moet dit hê.
Jy weet, toe die Here gebid het vir hy dogtertjie, wat reeds dood was, dink is dit in Samuel, al wat ek julle vra, begin na julle geloof daarby sit, en ek wil vir julle boetie sê, wat laas naweek saam my geëet het, en ek wil hê nou moet ons dit doen, saam ons so lekker geëet het, terwyl ons as familie geglo het in die Here, en julle het my nie die oortuiging gegee laas naweek, toe ons opstaan, en ek wil hê ons moet dit vandag as gemeente doen, want sonder Jesus kan ons dit nie doen. Maar om terug te kom na die gebed toe, jy moet authority kry, soos hulle sê in Engels, en sê, jy sal nie wen, duiwel, staan op en loop. Die Here het dit hierdie week vir ons as familie gewys. Die dokter het 'n kans gevat, en Roxanne kom hoor huis toe, sy loop weer. Dis nie die Here, en wanneer ons het mekaar nodig, soos pastoor sê, kom nou bid hier toe. Ek weet, is vroeg in die oggend, moenie vir die koffie en beskuit meekom nie. Ek nooi julle om te kom bid saam met ons vir jou en jou huisgesin. Die duiwel is lustig in ons families, moenie laat hy dit wen. Die Here is sterker, die Here wys dit elke dag vir my. Al gebeur hierdie dinge, groei ons besighede, ek kan nie getuig nie. Die Here gee elke dag ons nuwe kliënte, nuwe dinge om te doen. Al glo jy dit nie, die Here weet wat het jy nodig. So ek vra elkeen met pastoor se toestemming vandag, staan op man, staan almal op, vat die persoon langs jou. Manne, julle ken ons kreet, kom, laat ons nie skaam is nie. Staan op net daar waar jy is. Staan op. Hey, manne, as julle skaam vir Jesus. Staan op waar jy is. Vat die persoon langs jou. Vat die persoon langs jou, ek sal pastoor vat. Nou wat doen ons? Ek wil sê ons manne het 'n kreet. Dis die kreet wat ons vandag skree vir Jesus. Kom manne, kom ons skree dit met volle bors. Gemeente, sonder hom kan ons niks doen nie. Glo aan daai woord wat jy vandag skree. Kom ons sing. Ag, kom ons skree. 1, 2, 3. Jesus! Nog 'n keer. Jesus! Nog 'n keer. Jesus! Dankie julle. Glory! Dankie André. So om hierdie Here herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is deur die opregging van my hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar krag, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Amen. Kinders van die Here loop nie met vreesagtigheid nie. Ons loop nie met twyfel nie, ons loop nie in wonder nie. Ons loop met 'n wete dat die Here vir ons is. Amen. So daar agter by die deur is daar koevertjies vir die geloofsoffer. Ek gaan elke einde van die maand dit net noem en dan terugvoer gee oor die vorige maand. Mag die Here jou seën, maar ek wil nie vra, moenie tiendes vat nie. Moenie jou offerandes vat nie. Glo die Here vir die bedrag wat jy insit daar. Die R100 of die R50 wat ook al jy wil gee, insit en sê Here, ek vertrou U vir oes op wat sal opkom. Ek wil nie uit my huis uit getuig nie, maar ek het nog altyd 'n geloofsoffer geneem as om iets uit my huis uit vir die duiwel te sien jy, God sal voorsien. En ek noem dit so. Kom ons bid net saam. Vader, dankie dat ons die offerande kan opneem. Dankie dat ons tiendes en ons offerandes kan doen. Here, daar is redes vir alles. Maar vanmôre wil ons sê dat die huis van God hoef niks tekort te hê nie. Want U huis behoort aan U. Ons roep vir siele om te kom, by die noorde, die suide, die ooste, die weste. Ons noem dat finansies moet kom, by die ooste, die suide, die ooste, die weste. Want Here, by U is daar geen beperking nie. En as die gemeente my gemeente was, sou ek moes staan. Maar Here, omdat die gemeente aan die Here behoort, wy ons dit weer aan U toe.
is die Here sal u elke huisgesin seën. Sal u elke persoon wat in die gemeentelys is seën. Sal u elke persoon deurdra in 'n tyd soos nou, waar alles lyk asof alles teen gronde wil gaan, maar een ding verseker, die huis van God sal staan in die naam van Jesus. En ons dankie daarvoor. Amen en amen. Baie dankie, kan gerus kom. Die Here seën u. Andrea? Sorry. Wie gaan vir ons afsluit met gebed? Jaco, sal jy kom? Sal jy kom? Dankie my broer. Jy kan hy lang een vir broer. Hoe jy kyk daar? Sluit die oor asseblief. Hemelse Vader, dankie vir die grootheid en die liefde. Wil ons elke dag die beskermde hand hou. Dankie Here vir genesing in hierdie gemeente. Dankie vir u grootheid en u onvoorwaardelike krag. Here, vra dat u met ons sal wees in hierdie week. Elkeen wat u nodig het, dat u met hulle pad sal stap. En vra dat u elkeen sal in u liefde, u liefde sal laat ervaar, Here. Vader, beskerm ons op die paaie waar ons gaan en lei ons in hierdie week. Laat ons doen, alles wat ons doen in u naam kan verheerlik. Ons bid dit in u wonderlike naam. Amen. Amen. Baie dankie gemeente. Sien